Ek is seker, ek praat namens elkeen van u as ons vanmôre vir Prof Jaco sê baie dankie vir uitsonderlike erediens, die manier, die inhoud. Baie dankie Jaco. Ek het jou hoor sê hier binne by in die konsistorie. Nou die mense tweede keer na jou luister, so asof dit 'n las is. Toe dink ek, nee, jy weet, so op die Sabbat is die Here vir ons baie goed om vir 'n tweede keer te kan luister, en dit sê die hoeveelheid mense wat hier is, teenwoordigheid is iets waarna ons uitsien. Baie dankie dat jy ingewillig het om oor hierdie tema met ons te praat. Jaco sal self verder die tema vir ons verduidelik. Dankie vir u wat gekom het, broers en susters. Ons koffiekerk geleenthede is bedoel dat ons ook oor die sake en onderwerpe wat vir ons as gelowiges belangrik is, maar waaroor ons soms kan vra hê, en waaroor daar nie altyd vir almal eweveel duidelikheid is nie, so in rustigheid na die erediens kan praat. Dankie dat u hier is. Ons neem die erediens as die opening, so ek gaan nie weer bid nie. Dankie Jaco, ons luister graag. Baie dankie, ek gaan van hier af staan en gesels. Baie dankie dat hier is. Ek sien nou eers so baie hier is, ek voel nou baie verleë. By die huis luister my kinders gewoonlik nie eers een keer na my nie, so baie dankie dat ek kan sien vir 2 keer luister. Baie dankie daarvoor. Die tweede opmerking wat ek nou voor die tyd wil maak is, weet jy, toe ons nou oor die tema praat en Dr. Christo vra oor lewe en dood en hemel en hel, dat ek miskien so ietsie daaroor sê, het ek baie teesinnig ingewillig, eenvoudig, dat u nie moet dink ek weet nie. Nee, dit moet mens nou versigtig sê, dat dis nie asof ek nou hierdie, nee, jy's reg, ons het net vir jou gewag, Pieter. Dankie. Ek moet nou vinnig vertel, want hy versoek my nou daartoe, ek het 'n kollega by die universiteit, daar sit sy daar langs. Ja, daar's nou baie vrouens wat hande waai, maar jy moet nou by die regte een gaan sit. Ja, so. By die universiteit het ek 'n kollega wat as studente laat kom. As die klas begin het en hy het al met die lesing begin en 'n student kom laat en dan sê hy, okay, nee, wag, kom ons stop die klas, hierdie ou het van die begin af gemis, kom ek begin nou weer van voor af. En dan begin hy die lesing van voor af, as die volgende ou inkom, dan sê hy ook, hoorie, julle, kom ons stop nou net, hierdie ou het 'n deel van die lesing gemis, kom ons begin weer van voor af. As die derde ou laat kom, dan jaag die klas hom uit. Want ons sê nee, ons gaan nie weer van voor af luister nie, so okay. Maar ons is bly julle is almal nog hier heeltemal betyds. Om oor lewe en dood te praat is nie asof ek nou presies weet nie, né? Jy moet nou nie dit hoor dat 'n mens iewers nou die geheime kennis kry van hoe is lewe en dood en hoe lyk hemel en hel nie. Daar's niemand, hoor mooi, niemand wat met sekerheid mos nou kan sê hoe is lewe, dood, hemel en hel nie. So moet asseblief nou nie wat ek nou vir u wil aanbied misgis as hier is die waarheid, nou gaan u hoor nie. Ek kan saam met u dink en saam met u praat daaroor, maar dan is ons mos nou mense wat nog oor hoe lank tyd saam dink en praat en die lewe, dood, hemel en hel verstaan vanuit ons wêreld. So hoor dit asseblief. Vanuit ons konteks probeer ons daaroor sin maak, net soos wat mense oor eeue heen vanuit hulle konteks daarvan probeer sin maak. Nou hoor u, dis 'n subjektiewe oefening. Subjektief bedoelende, niemand kan sê ek was daar, ek kan vir julle presies vertel hoe dit is nie. Subjektief, my opinie, my mening vanuit my konteks en ons almal saam se konteks. So hoor dit asseblief. Kom ek begin, as ons begin praat oor dood. Weet jy die vreemde ding, en dis 'n aaklige tema mos om oor te praat oor dood, maar en ek wil dit nie onsmaaklik of ligsinnig aanbied nie. Maar weet jy die dood is mos maar 'n baie vreemde ding. Ek het nou al baie keer gesien, mense hoef nie die dood te adverteer nie, want dit kom van self. Die dood is mos nou 'n vreemde ding, of jy nou wil weet of nie. En dis nou al sin wat ek met 100% sekerheid vanoggend met u kan deel. Ek weet nie hoe dit gaan wees nie, maar dat ons almal gaan doodgaan, dit kan ek met 120% met sekerheid sê. Almal van ons gaan doodgaan. En ons hoef dit nie te bemark nie, die dood kom van self. Weet jy, om dit te illustreer, dalk het baie van u al die film gesien, Meet Joe Black. Het u die al gesien? Dit is gebaseer op 'n toneelstuk, en in hierdie toneelstuk word die dood as 'n mens uitgebeeld. Dood neem die vorm van 'n mens aan, en hoe hy dan nou by iemand tuis gaan en die persoon se laaste paar dae hier op aarde deel. En op 'n stadium sê die dood
vir hierdie mens. Daar's net 2 sekerhede terwyl ons op aarde leef. 2 dinge waarvan 'n mens kan seker wees. En dan gebruik hy die uitdrukking wat u ook maar vandag ken, ons kan net seker wees van death and taxes. Dis al sekerheid waarvan mens kan wees. Jy gaan doodgaan en jy gaan belasting betaal. Dis al dinge waarvan mens kan verseker wees. Nou die interessante is in hierdie Meet Joe Black, en as jy nou dit as huiswerk wil doen, gaan kyk gerus hierdie aangrypende verhaal oor dood, wat is 'n menslike figuur met 'n mens se laaste paar dae deurbring. Oor dood moet 'n mens weet, oor die eeue het verskillende kulture, verskillende maniere hoe om van hulle dooies ontslae te raak. En ekskuus nou, dit klink disrespekvol om te sê om van dooies ontslae te raak, maar hoe het mense oor eeue heen nou gemaak wanneer mense doodgaan? Begrawe is 'n baie ou manier, maar dit is ingewikkeld, is 'n komplekse ding wat ek nou sal verduidelik. Mense is begrawe, dit wil sê 'n graue gat in die grond, sit iemand onder die grond, gooi dit toe, of dalk in 'n grot, sit iemand in 'n grot, maak dit toe. Hoekom onder die grond begrawe? Ek sal dit nou verduidelik. Hoe ander kulture oor die tyd nog gemaak het, lyk te verbrand. In die antieke gemeenskappe wat in Indië bestaan het hier 1000, 2000 voor Christus. Kry ons al reeds tekens dat hulle in daardie gemeenskap staan bekend as die Ariërs, en ek weet nou onmiddellik dink jy aan wat Hitler gesê het oor die nasionaal-sosialiste, hulle is Ariërs. Nou, dit gaan terug na daardie kultuurgemeenskap wat in Indië bestaan in 2000 voor Christus. Ariërs was 'n kultuurgroep wat toe bestaan het, en hulle het die gebruik gehad om groot houtstellasies te bou, hoë stellasies, en hulle lyke bo op die stellasie geplaas en die brand gesteek, om van die lijk ontslae te raak. Vir hulle was die uitgangspunt gewoon, die liggaam is soos 'n voëlkou, wat jou siel binne in gevange hou. En jy moet van die omhulsel, die dop, die liggaam ontslae raak. En die enigste manier om dit te doen is om die liggaam te verbrand, dan word die siel vrygestel. Nou dis 'n oosterse manier van dink tot vandag toe nog oor die waarde wat vuur het om jou te reinig en skoon te maak en die siel te bevry. In Hindoeïsme was dit vir baie lank die gebruik dat wanneer 'n man sterf, dan moet hy mos nou verbrand word volgens hierdie gebruik, die antieke Ariese gebruik wat in Hindoe godsdienste 'n groot rol gespeel het. Maar, en hier is die aaklige, vir baie lank in Hindoeïsme, as 'n man sterf en hy op 'n houtstapel geplaas word en dit aan die brand gesteek word, dan moet die weduwee op die houtstapel sit en ook verbrand word. Hierdie gebruik bekend as suti. En die suti was in 1827 verban in Indië, toe die Engelse daar aankom en Indië 'n Britse kolonie word, sê hulle, maar dis onmenslik, mens kan nie so maak nie. Maar tot daardie tyd was dit gebruik. Die vrou, die weduwee moet saam met haar man verbrand word. Hoekom? Op so 'n manier gaan hulle siele saam die ewigheid in. Maar goed, 'n manier hoe toe nou van die man se lyke ontslae geraak is. Daar is 'n groot gebruik in Afrika spesifiek, dat wanneer persone sterf, dat hulle lyke sommer in die natuur geplaas word. Nie meer vandag algemeen nie, maar in sekere omstandighede gebeur dit nog. Hier in die 1940s het dit gebeur dat toe 'n president in Midde-Afrika, ek dink dit was Uganda, toe hy sterf, is sy lijk op 'n eiland in die meer geplaas. Sy lijk is onder die bome gelos, met die eenvoudige rede, die wilde diere moet kom en hom verorber. En nie as 'n straf nie, maar as 'n teken van, jy het jou lewe hier op aarde deurgebring, jy het uit die natuur gevat om te leef, kos en alles wat jou gevoed het, en nou as jy sterf, moet jy dit terugplaas in die natuur. So, dit is by party kulture die gebruik, plaas 'n lijk in die natuur, dat die natuur dit absorbeer weer. Ons ken krematoriums, waar lyke verbrand word, in ons tyd kry mens nog steeds, dit het niks te doen met die antieke Ariese gebruik van verbrand nie. Hier is gewoon 'n praktiese manier, hoe om van lyke ontslae te raak, as ons praat van verassing, krematoriums. Interessant genoeg, mens kry nou die afgelope 20 jaar die gebruik ook in Suid-Afrika, lyk dit vir my dit nou eers begin, wat ons noem 'n aquaterrarium. En wat dit na verwys is, om van die lijk ontslae te raak deur hoë druk waterspuite. So letterlik plaas hulle die lijk in 'n omgewing waar daar vanuit verskillende hoeke hoë druk waterspuite is, wat die liggaam totaal en al uitmekaar laat disintegreer. Dit nou in Suid-Afrika sien ek mis nou onlangs so begrafnis hou, waar hulle vir my sê, wel die lijk gaan nie by die kerk wees vir die begrafnisdiens nie, want dit is 'n aquaterrarium dood. So 'n manier om van die lijk ontslae te raak, deur
water, wat makliker blykbaar is as krematorium. Maar in Suid-Afrika is dit nog nie volop nie, in Europa bestaan dit al langer. Dan is daar nou 'n vreeslike, mees onlangse gebruik, en die eerste voorbeelde daarvan het in die 1970s in Engeland verskyn, waar hulle mense begrawe, maar op die spesiale versoek van mense, ek moenie in 'n gewone begrafplaas begrawe word nie, maar in iets soos 'n parkagtige tuin, en die bedoeling is op my, as ek begrawe is, moet julle 'n boom plant. En dan kry mens hierdie omgewings in Engeland, waar hierdie pragtige woude staan, en jy besef nie, dit is allemaal op lyke geplant, hierdie bome nie. Ietsie ook weer van om terug te keer na die natuur toe, terug te gee in die natuur, dit wat ek daar uitgeneem het. Dis nou maniere hoe mense oor die tyd heen van lyke ontslaag geraak het, mees onlangs, en ek het hom nou nie hier op nie, in ons tegnologie era, kry ons nou 'n verskriklik interessante verskynsel, dalk het jy dit al teëgekom. Daar's verskillende maniere hoe mense op die sosiale media teenwoordig bly na hulle dood. En deur kunsmatige intelligensie, AI, kry mense dit reg om 'n profiel op sosiale media te skep van iemand wat oorlede is, of hulle sit gewoon daardie profiel voort nadat so 'n persoon sterwe, post nog steeds boodskappe en foto's van so 'n persoon, asof dit van die persoon wat oorlede is afkom, né? Uiterste vorm hiervan, gaan kyk gerus websites, Ether9 is nou van hierdie webbladsy waar mense dit kan doen, waar jy 'n avatar skep deur kunsmatige intelligensie, jy vat 'n foto van iemand en maak dit 'n lewendige persoon, en jy laai die blad met woorde en frases wat daardie persoon gebruik het in sy of haar lewe, en dan kan jy nou insleutel op hierdie webbladsy, en dan hierdie avatar van hierdie gestorwe persoon vra, en hulle reageer, hulle antwoord, presies soos 'n lewende mens, né? Met antwoorde wat hulle in hulle lewe sou gee. So amper asof mense op 'n manier nog hierdie persoon lewend hou al is hulle dood. Dis uiterste vorme van hoe ons vandag met dooies maak. Maar jy hoor nou, ons wil praat oor lewe dood, hoe maak mens? Ek dink wat belangrik is vir ons is, in ons verwysingsraamwerk, hoe dink mense oor lewe en dood? En nou moet mense dalk met mekaar praat oor die rede agter waarom ons maak met dooies soos wat ons doen. In ons algemene praktyk, begrafnisse, onder die grond begrawe, verbrand krematoriums, of jy hoor nou hierdie aquaterrariums wat nou ook gebeur. Hoekom? En dit is nou hierdie verstaan van die werklikheid. En dis nou waar die konteks waarna ek verwys het. Mense het vanuit hulle konteks probeer verduidelik, hoekom maak ons met dooies soos wat ons doen. En hierdie wêreldbeeld is nie ons nie, maar ons is nog steeds daaraan uitverkoop. Hierdie is 'n antieke wêreldbeeld wat in die Bybelse tyd bestaan het. En dit gaan gewoon oor 'n verstaan van die werklikheid bestaan uit 3 lae. Die middelste laag is die aarde, daar sien jy nou die aarde, dis waar alles wat lewe bestaan. Hoor nou mooi die woorde wat ek nou probeer doelbewus kies. Alles wat lewe, plante, mense, diere, is op hierdie middelste vlak, die aarde. Dis waar jy lewe kry. Bo dit is 'n ander vlak, daar sien jy nou aan die bokant, die blou gedeelte wat ons nou sou sê, die hemelgewelf, en dit is 'n geestelike wêreld, waar alle geestelike wesens bestaan. God, engele, hemelwesens, hulle bestaan in daardie ruimte. Hoor nou mooi, as jy lewe hier op aarde is, kan jy nie in die hemelse ruimte bestaan. Dis onmoontlik. Hierdie grense kan nie oorgesteek word nie. Die aarde is die plek vir die lewendes, punt. Die geesteswêreld daarbo is die plek vir die geestelike bestaan, punt. Maar daar is ook 'n derde vlak van bestaan onder die aarde, as mens nou die 3 vlakke wil indeel. Onder aarde, hieronder, die Bybel gee nou 'n beeld van ons, ja, die aarde staan op pilare, die waters onder die aarde. Dis 'n antieke verstaan van die werklikheid, en ek probeer nou nie daarmee sê ons almal moet plat aarde mense word nie. Dis nie bedoeling nie. Dit sê ietsie van die konteks waaruit mense oor hulle werklikheid gepraat het. Die wêreld onder die aarde. En nou het hulle daarmee probeer sê, dis die doderyk, die Hebreëse woord Sheol, of die Griekse woord Hades, beskryf hierdie wêreld onder die aarde. En die bedoeling was, dis vir die dooies. Hoekom? As jy dood is, kan jy nie meer op die middelste vlak bestaan nie, want dis die plek vir die lewendes. Hoor nou, die lewendes is op die middelste vlak. Maar as jy dood is, wat maak ons met jou? Wel, jy gaan na die doderyk, die onderaardse. En dit is die rede hoekom ons mense onder die grond begrawe. Hoekom onder die grond begrawe? Dis onder die aarde.
So dis waar die gebruik vandaan gekom het, hoekom ons mense gewoon begrawe. Dit is gebaseer op hierdie verstaan van die werklikheid. As jy lewe, dan moet jy hier wees, op die middelste vlak. As jy dood is, kan jy nie meer hier wees nie. Jy moet dan nou begrawe word na die plek waar die dooies is, onder die aarde. Dis die begrafnisplek. Dis waar ons mense plaas as hulle dood is, onder die aarde. Dit wil sê groue gat, plaas iemand in die grond, want dit is onder die aarde. Symboliseer daar die derde vlak van bestaan. Maar hoor nou mooi, ek het doelbewus nie die woord hemel of hel gebruik nie. Hierdie wêreldbeeld sê niks van hemel en hel nie. Niks. Hoor mooi, dit gaan gewoon oor die verstaan van werklikheid. Aarde, die plek vir die lewendes. Die geesteswêreld, die plek waar God en die hemelwesens woon. Onder die aarde, die plek van die dooies. Niks met hemel en hel te doen op hierdie stadium. Hoor dit. Okay. So dit is maar nou gewoon probeer verduidelik hoekom het mense begin om hulle dooies te begrawe. Maar hier raak dit toe meer gekompliseerd. So, nou, hoe moet 'n mens dan nou maak as ons verstaan dat 'n mens bestaan op verskillende maniere? Jy het 'n liggaam en jy het 'n siel, party voeg nog by jy het 'n gees ook, body, mind and spirit. Hoe maak mens dan? Wel, ons moet onthou dat verskillende godsdienste uit verskillende kontekste hierdie ding verskillend probeer interpreteer en toepas. Oosterse godsdienste het ek nou 'n bietjie verwys. Hindus en boeddhiste sê ja, jy bestaan uit 'n body, mind and spirit, 'n liggaam, siel en gees, en dan gaan die oosterse godsdienste om te sê jou gees, daardie element wat binne in jou liggaam vasgevang is en eintlik die belangrikste deel van jou bestaan is, die oomblik as jy doodgaan, ontsnap daardie gees en dit leef vir altyd en ewig. Hulle noem daardie element die Atman, daardie die geestelike komponent van menslike bestaan, en die Atman bestaan vir ewig. Met die veronderstelling sê oosterse godsdienste, jy word gereïnkarneer, bedoelende jou Atman, jou geesgedeelte bestaan vir ewig, en telkens as jy doodgaan, kom jy net weer terug na die wêreld van die lewende in 'n nuwe liggaam. Okay, maar ek wil nie nou oor oosterse godsdienste te veel uitwy nie, want daar's nou voorwaardes in watter vorm jy nou terugkom, maar die punt is gewoon, jou siel bestaan vir altyd. Daardie deel van jou sterf nooit, net onder sekere omstandighede, en die sal mens nou op 'n ander geleentheid kan verduidelik hoe die oosterse godsdienste daaroor dink. Maar jy hoor, reïnkarnasie is een van die maniere hoe mense op aarde dink wat word van jou gees die dag as jy sterwe. Dis oosterse godsdienste. Die Abrahamiese godsdienste, dit wil sê die godsdienste wat almal sê ons kom van Abraham af. Dit wil sê die Jode, die Moslems en die Christene het weer 'n ander manier van hoe maak ons. Hierdie drie godsdienste, hoor nou mooi. Jode, Christene en Moslems sê die dag as jy sterwe, vergaan jou liggaam. Jy bestaan ook uit 'n siel en daardie siel gebeur iets mee. Dit kan een van twee plekke wees waartoe jou siel gaan. As jy reg geleef het, na 'n plek soos die hemel, en ek gaan nou 'n bietjie meer detail daaroor sê, en as jy verkeerd geleef het, na 'n plek waar jy gestraf word, iets soos die hel. So hierdie drie godsdienste sê iets daarvan, wat word van jou as jy dan nou doodgaan. Die liggaam vergaan, die siel bly bestaan. In Afrika kry mens weer 'n ander manier van hoe mense dink wat word van jou as jy doodgaan. Ja, die liggaam vergaan, maar die siel bly voortbestaan, en sê die mense van Afrika, daar is 'n geesteswêreld wat bestaan. Hierdie geesteswêreld is onsigbaar. Mens moenie dink dit het 'n ander adres nie. Dis hier tussen ons. Daar's twee wêrelde wat so half oorvleuel, die sigbare wêreld en die onsigbare wêreld, sê die mense in Afrika. En as jy in die sigbare wêreld doodgaan, gaan jou siel, die onsterflike deel, na die onsigbare wêreld, maar hierdie wêrelde oorvleuel. So die geesteswêreld is hier tussen ons, sê die Afrika mens. En dis nou wanneer hulle ons nou sê, as jy doodgaan, dan gaan jou siel na daardie wêreld toe, en dit is die plek vir ongebore siele, mense wat nog nie gebore is nie, maar ook vir die wat reeds gesterf het. So dis waar hulle praat, jou ancestors is, in daardie onsigbare geesteswêreld. So die punt wat ek wil maak is, godsdienste het vanuit hulle kontekste anders gedink oor lewe en dood. Dis die punt wat ek wil maak. So jy moet nou hoor, as ons as Christene 'n bepaalde manier het hoe ons dink oor lewe en dood, hemel en hel, dan is dit vanuit ons konteks, wat oor eeue heen aan ons oorgedra is deur generasies. So moet ons dink oor bestaan. Okay. So, nou, hoe het ons voorouers gedink oor lewe en dood, en spesifiek nou oor 'n menslike bestaan? En hierdie is 'n ou antieke Griekse verstaan. En nou wil ek vir u wys, Plato en Sokrates, twee Griekse filosowe, en jy hoef nou nie die detail rondom hulle te onthou nie, het baie spesifiek gepraat oor so lyk 'n mens. En hoor nou, dis nie ook asof hulle geweet het nie, hulle moes ook maar raai. Daar's ander opinies ook, maar hierdie twee het ons denke vandag nog beïnvloed, hierdie antieke Griekse filosowe.
Die eerste uitgangspunt wat Plato gesê het is, 'n mens het 'n liggaam en 'n siel. Punt. Dis hoe jy is. Ander opinie sou wees, jy's een wese, jy het 'n liggaam en dis dit. Binne is iets geestelik, maar as jy doodgaan, gaan alles dood. Plato sê nee. Daar's twee dele, liggaam en 'n siel. Veronderstel nou maar daai helder blink sterretjies die siel wat uit die liggaam gaan wanneer jy doodgaan. So Plato baie duidelik sê, dis hoe ons as mense lyk en funksioneer. Jy staan uit 'n liggaam en 'n siel. Sokrates gaan toe verder en hy sê die belangrikste deel van die mens se bestaan is die siel. Amper asof jou liggaam niks werd is nie. En hoor nou hoe dit Christene beïnvloed, né? Dit Sokrates se uitgangspunt, sy stelling het gemaak dat Christene vir baie eeue lank, vandag nog steeds in ons eie kalvinistiese geloof sê ons is nie aards nie. Ons is nie ingestel op aardse rykdom en juwele en mooi maak nie. Dis wat Paulus mos nou skryf. Julle, as hy vir vroue in die Bybelse tyd skryf, as Christene moenie jou juwele dra en jou hare mooi maak nie. Ons is nie aards nie. Dis gebaseer op hierdie verstaan van Sokrates, né? Die waardevolste ding is jou siel. Daarin moet jy aandag spandeer. Jy moet jou siel vertroetel en koester en voed en versorg, nie jou liggaam nie. Okay, hierdie is nie 'n reg of 'n verkeerd nie. Al wat ek wil probeer wys is hoe die lyn geloop oor eeue heen wat maak dat ons dink soos wat ons dink. Plato en Sokrates het ons gehelp om te verstaan die liggaam met hierdie twee dele. Maar, en hier is nou die implikasie. Ons sê, as die siel dan nou bly voortbestaan na die liggaam se dood, wat word van die siel? En dis nou waar ons uiteindelik, nie Plato of Sokrates het daaroor 'n uitlating gemaak nie. Het gewoon gesê, maar volgens interpretasies daarna, veral nou Christene, en dit kom ook uit ander godsdienste se invloede, so Zoroastrianisme vanuit Persië, maar dis nou onbelangrik wat jy dit hoor. Jy moet hoor, ons as Christen het gesê, ja, as jy doodgaan, wat word van jou siel? Een van twee opsies, hemel of hel. Okay? So dit was interpretasies wat later gekom het. Om te sê jy het 'n liggaam en 'n siel was een manier om te praat van waaruit bestaan jy. Wat word van jou? Dis 'n ander vraag. Plato en Sokrates het dit nie geantwoord nie. Later interpretasies het gemaak, okay, so wat word van die siel? Hemel of hel? Okay, nou, kom ons praat net weer 'n bietjie verder oor die dood. Weet jy dat, as 'n mens vandag met mense praat, en gaan toets dit bietjie, en jy vra vir iemand, waarvoor is jy die bangste? Wat maak jou die bangste? Of die vraag anders gestel, wat is mense se grootste vrees? Jou grootste vrees? Wat sou jy sê? Wat is mense se grootste vrees? Bankrotskap is een baie groot vrees. Ja, wat nog? Dood te gaan. Wat nog? Ja, hy het nou die antwoord gegee. Okay, maar goed, weet jy, wêreldwyd is dit wat die meeste mense sê hulle grootste vrees is. Dood. En dit is 'n ou ding, dis nie 'n nuwe ding nie. In die 19de eeu het 'n Duitse filosoof Ludwig Feuerbach juis baie daaroor gewerk en sê die grootste vrees wat mense het is die dood. En nou gaan hy so ver. Feuerbach het in die 19de eeu was 'n Duitse, hy was nie 'n gelowige mens nie, so moet nou nie te veel steur aan wat ek nou sê hy gesê het nie. Hy sê gewoon omdat mense so bang is vir die dood, skep hulle vir hulle self troos. En hulle skep daai troos deur te sê o, daar as ek doodgaan, gaan ek hemel toe of God gaan vir my sorg. Maar hy sê dis nonsens, daar is nie iets soos God of hemel nie, het Feuerbach gesê. Hy sê ons skep dit omdat ons so vrek bang is vir doodgaan. Maar hoor nou net sy teorie, né? Vrees dryf 'n mens om allerlei idilliese beelde te skep van wat word van jou as jy doodgaan. Net dat jy kalmeer terwyl jy hier op aarde is om daai vrees bietjie te kalmeer. Maar goed, vredes vir dood, wat is die redes waarom mense dood is? En hoor nou, hierdie studie oor dood is 'n baie uitgebreide studie. Wêreldwyd het mense al oor eeue heen die dood en hoe mense daarop reageer bestudeer. Hier is wat die meeste ouens sê wat die redes is vir vrees. Redes vir die dood, hoekom is mense bang vir die dood? Wel natuurlik, is onseker, né? Mense weet nie wat gaan met jou gebeur as jy doodgaan nie. Baie mense is bang as hulle doodgaan, daar is niks. Dis 'n realistiese vrees. As jy doodgaan is daar niks. Weet jy, ek het ook al baie keer gewonder, hoe sal dit wees die dag as mense nou doodgaan? Die naaste wat ek aan myself kom om dit te probeer verstaan, is om te sê, ek vermoed, dis soos wanneer jy narkose kry. Jy onthou niks, né? Jy's nie bewus van iets wat gebeur as jy narkose kry nie. Gelukkig as die narkotiseer jou wakker maak, dan sê hy, jy het narkose gehad, en dis al wat jy onthou. Maar as jy narkose het, jy lewe,
maar jy onthou niks, jy is nie by nie. Ek wonder of doodgaan nie so iets is nie, ek weet nie. Ek sal nooit vergeet nie, so 'n paar jaar terug moes ek vir 'n operasie gaan, en terwyl ek nou daar in die lokaal lê, voordat jy in die teater ingestoot word, dan kom die dokter mos nou, baie van die wat nou al operasies het, dan kom die dokter en sê, okay, dis wat ons gaan doen, dis hoe dit gaan werk, en dan kom die narkotiseer op miskien, en stel homself voor, en ek onthou toe ek nou daar lê twee van ons so langs mekaar, en die ou langs my, kan ek sien is bietjie benoud en bangerig, maybe kon hy sien ek is op, maar die punt is, die narkotiseer kom toe daar langs, en nou sê hy vir die man hier langs my, hoor jong, ek is jou narkotiseer, ek gaan in die operasie by jou wees, en die ou op die bed langs my sê vir die narkotiseer, so jy sê wat my aan die slaap gaan maak, en die narkotiseer reageer, ja, ek gaan jou aan die slaap maak, maar belangriker, ek is die ou wat jou gaan wakker maak, en ek kon toe nou sien, hierdie ou hier langs my snap die grappie, maar die narkotiseer was baie ernstig om te dink, hier is 'n mens in wie se lewe jou hande is. Hy maak jou aan die slaap en hy maak jou wakker. En ek het gewonder, ja, maar is goed, dis dalk 'n preek vir 'n ander dag. Is Jesus nie maar dalk ook vir ons die narkotiseer nie. Maar goed, okay, afgesien nou daarvan, wat maak 'n mens bang? Dalk word jy wakker en daar's niks, of jy gaan dood en daar is niks. Nou goed, mense is bang want hulle is bang vir die dood se donkerte, né? Die dood is altyd met swart uitgebeeld as 'n donker, nare belewenis. Dalk is jy bang vir dooies. Okay, as jy dood is, hoef jy vir niemand bang te wees, want jy is nou een van hulle, nou, maar ek kan hoor, dat mense is bang vir dooie mense, Frikkie vertel my nou in die week die nare grappie, hy sê die pa en sy seun verhuis plaas toe, hulle bly daar alleen op 'n plaashuis, wat vir eeue nou daar leeg gestaan het, en die seun sê na 'n week vir sy pa, nee, ons moet trek, hierdie huis, die bediende sê vir my, dit spook in hierdie huis, en sy pa sê vir hom, pak jou goed, nou, ons ry nou, ons het nie 'n bediende nie, okay, nou, jy hoor, dalk is ons bang vir dooies, dis dalk deel van ons vrees. Baie mense, vreemd genoeg, is bang vir die dood, want hulle is bang hulle word lewend begrawe. Realistiese vrees miskien, ek dink nie in ons tyd hoef mens daarvoor bang te wees nie, maar dit klink vir my in die 18de, 19de eeu was dit 'n vrees, want selfs al het jy in 'n koma gegaan, net as jy bewusteloos, het hulle jou sommer na 'n dag of twee begrawe. En na die tyd het hulle ontdek, is hulle nou die kuste opgerou, maar my wêreld, hierdie mense het nog probeer krap aan die kus om te probeer uitkom, en dis toe wat daai gebruik vandaan kom, dalk ken jy dit beter as ek, dat hulle 'n klokkie patent ding ontwerp het, wat hier bo by jou grafsteen was daar 'n klokkie, en hierdie het in 'n pyp langs geloop tot onder in jou kus, sou jy wakker word en jy's begrawe terwyl jy eintlik nog geleef het jy die toutjie getrek en dan lui die klokkie, dan kon die begrafnisondernemer hoor, nee wag, daai ou lewe, ons moet hom opgrawe. Dis nou waar die uitdrukking vandaan kom, saved by the bell. Okay, maar goed, hoe ook al, bang, dalk is jy bang jy word lewend begrawe. Baie mense is bang vir die dood. Nou mooi, bang vir die dood want hulle is bang hulle eindig in die hel. En dit maak, ek is so bang vir die dood. Nou eindig ek in die hel. Dis nou tipies van mense wat sê, ek is onseker terwyl ek lewe, wat van my gaan word as ek doodgaan. Dis nou verskillende tipe vrese, Maar kom ons praat bietjie oor ons eie lewe as gelowiges. Hoef ons bang te wees vir die dood? Hou die dood vir ons hierdie bedreigings in van onsekerheid, dalk is daar niks, dalk is ons bang vir ander dooie mense, dalk is ek bang ek word beskuldig van iets as ek in die doderyk kom, dalk gaan ek hel toe. Wat is troos vir ons? En is nou hier waar ek dink dit belangrik is vir ons om te hoor, God is oral, en ons geloofsbelijdenis aanvaar ons, daar is nie 'n plek waar God nie is nie. Weet jy, selfs as mense wou sê, ja, maar God was nog nie in die dode ryk nie, daai deel onder die aarde, Soms wil sê God was nog nie daar nie, dan is dit ook nie waar nie. Jesus was in die dode ryk. 1 Petrus sê vir ons, Jesus het afgedaal na die dode ryk en ook daar gaan verkondig verlossing en redding. As 'n mens by die dood kom, hoef dit nie vir 'n mens 'n vrees in te hou nie. Eenvoudig, Jesus was reeds hier, ook hier in die dode ryk. So in daardie opsig hoef ons as gelowiges nie daardie vrees vir die dood te hê nie. God is oral. Waar ook al ons opeindig in die doderyk, en hoe dit ook al gaan wees, God is daar in beheer. God is ewig. Wat hou vir ons troos in? Kyk bietjie saam met my, hierdie gedeelte, daar spring hy nou vrees, 1 Johannes 4. 1 Johannes 4 wat nou hierdie pragtige woorde het van waar Johannes vir gelowige mense verduidelik, God is liefde. Wat is die implikasies van hierdie liefde van God? Ons hoef vir niks bang te wees nie. Dit dryf vrees weg. As jy nou bang is, jy gaan eendag hel toe. Kyk wat sê hierdie gedeelte. God se liefde verdryf ons vrees vir die oordeel wat kan kom, want Christus het ons reeds vergewe.
Hy het ons so lief dat hy nie wil hê ons moet verlore gaan nie. Hoe sê Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad dat niemand verlore sal gaan nie. Ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê, maar kyk nou net die punt van liefde, God se liefde, wat vir ons die sekerheid sal gee. Ons hoef nie te vrees vir die dood nie. Ons algemene vrees, ons vrees vir die dood, vrees vir wat ook al na die dood gebeur, daardie vrees moet verdwyn, omdat God se liefde ons tot ander kant die dood ook sal dra. So hierdie is 'n belangrike vers om ook vir ons as gelowiges troos te bied. Goed, nou het ons 'n bietjie gemompel oor lewe en dood. Kom ons probeer dan mompel oor hemel en hel. En ek gebruik mompel want wat kan 'n mens tog met sekerheid sê, né? Okay, kom ons praat oor hemel en hel. En hier is nou maar 'n tipiese geuite voorstelling van hoe lyk die hemel en hel, en hier is 'n gematigde voorstelling. Kyk die deur of die venster aan die regterkant, blou lig, wolke. Jy hoor nou klaar, hoekom doelbewus dit? Terug by daai wêreldbeeld wat ek nou gewys het, die lig daarbo, die deel bo kan die aarde, die geestelike plek, die blou lig en wolke, waar ons sê God woon, het oor tyd het mense begin identifiseer. As dit is waar God is, dan moet dit die hemel wees. Daarbo, blou lig, wolke, dis hoekom ek dit hier so voorgestel. En die hel, die gedeelte onder die aarde, word voorgestel as die hel. Maar ons het nie met sekerheid daai bewyse nie. Ek weet nou mos, ek het ook daardie lawwe artikels al gesien wat mense skryf, jong, in Siberië het ouens gegrou in 'n myn, en hulle het so diep gegrou dat hulle toe nou by vuur uitgekom het onder die aarde, en hulle vermoed die hel, hulle het die hel daar ontdek. Nou ek bly in Rusland en nie hier nie, maar die punt is nou, antieke mense kon vir mekaar sê, het jy al 'n vulkaan gesien? Waar kom daai vuur en vonk en vlamme en swaal vandaan? Onder die aarde. So dit moet daar wees waar hier die hel is dan nou, né? So dit is 'n logika wat mense oor eeue opgebou het om in 'n poging om te verduidelik waar is die hemel en hel. En hierdie geuite stereotypes. Die hemel is 'n wonderlike plek, blou lig, wolke. Maar weet jy, ek sou 'n ander beeld gekies het. Ek is so bang vir hoogtes. Ek hoop nie die hemel is op die wolke nie. Dit sal vir my vreesaanjaend wees. Maar okay, dis nou my probleem. Maar die hel, vuur en vlamme, ja, dis onplesierig. In die middeleeue het Dante mos 'n bekende gedig geskryf, Inferno. Jy kan dit gerus gaan lees. Vermakerig vertel hy presies hoe mens gaan suffer, ly in die hel, en hy beskryf vir elke tipe sonde 'n spesiale afdeling in die hel, en hoe dit daar gaan, wie gaan swaar kry en nare belewenis hê. Maar goed, die bedoeling in die middeleeue was juis om vir mense, daai uitdrukking ken ons in Afrikaans, met 'n koeltjie vuur aan te jaag kerk toe. As jy vir hulle vertel hoe sleg is die hel, dan skielik het mense opinie, nee, wag, ek beter kerk toe gaan. Ek is dan nou vrek bang vir die duiwel in die hel. Maar dis mos nou 'n verkeerde manier hoe gelowiges moet dink oor kerk toe gaan. Nee, ek wil nie kerk toe gaan of vir die Here ken en vir die Here lief wees omdat ek bang is vir die hel nie. Ek moet kerk toe gaan en lief wees vir die Here omdat ek lief is vir die Here. So jy hoor nou, laat mense net daai beeld regkry. Maar hier is stereotypiese uitbeeldings hoe lyk hemel en hel. Die idee oor eeue het ontstaan dat die hemel is die woonplek van God, hemelwesens. Nou in verskillende tradisies, in godsdienste, het nog oor Jode en moslems ook, stel die hemel voor, en baie meer spesifiek in die moslem tradisie, die hemel is 'n paradysagtige plek, soos die tuin van Eden. In die Christendom het daardie idee nie heeltemal posgevat nie, maar ek hoor nog baie gereeld dat mense sou dink aan die hemel as 'n paradys, né? Die tuin van Eden waar alles in oorvloed is, daai waterstrome langs koeltebome. Dis die beeld wat veral in die moslem tradisie oor die hemel opgeroep word. 'n Wonderlike plek van alles in oorvloed. Die Christendom het 'n sterker motief in Openbaring, 'n nuwe stad Jerusalem waar die strate van goud is. Nie paradysagtig in 'n natuuromgewing nie, maar in 'n stadsomgewing. So jy hoor nou, pogings om te verduidelik hoe lyk die hemel. Nou, die ideaal is 'n wonderlike plek oor die hemel. Die teendeel natuurlik, as die hemel dan nou so bedoel is vir gelowiges se siele, 'n wonderlike plek, dan moet die hel die teenoorgestelde wees. En onmiddellik het mense gedink die doderyk, né, daar onder die aarde, dit moet seker dan nou die hel wees. Maar jy hoor nou, dis vermenging van kategorieë. Hel en doderyk, kom ons maak dit een plek. Maar dit is nooit so bedoel nie. Die verstaan van werklikheid was, die hemelruim daarbo is vir die God en die geestelike wesens, die aarde vir lewende wesens, onder die aarde vir dooies. Nooit een woord van hemel en hel nie, maar dit het oor tyd gekom. Daarbo is die hemel, die hel is daaronder. Jy hoor, dit was maar pogings om te probeer verduidelik. As die hemel wonderlik is die hel als die teenoorgestelde. Pyn, naar, boos, sleg, alles wat nie lekker is nie, sal mens in die hel aantref. Nou kom ons praat net 'n bietjie hoe moet ons as Christene daaroor dink.
Ons het as dominees 'n interessante boek gelees wat Dr. Christo voorgestel het ons moet lees. En een van die hoofstukke het die skrywer nogal 'n interessante perspektief oor hoe moet ons dink oor hemel en hel. En die skrywer sê, jong, hy vra die vraag eintlik, moet ons as Christene ander mense die hel toewens of moet ons eerder bid, Here, laat die hel leeg wees. Laat die hel leeg wees. Jy hoor nou, Christene kan nie wens dat die hel vol is nie. Ek weet elke oggend, wag nou maar vir môreoggend by die eerste robot as 'n taxi nader kom, dan wens jy daar's iets soos die hel, nee, maar hoe moet ons as gelowiges daaroor dink? En hierdie skrywer probeer mens juis bewus maak daarvan. Gelowiges, Christene kan nie haatdraand wees nie, kan nie liefdeloos leef nie, dis tog wat ons vir mekaar herinner. So, ons kan nie wens mense gaan hel toe nie. Ons moet dalk eerder sê, Here, laat die hel tog asseblief leeg wees, dat almal in die hemel is. Hoe het een teoloog geskryf in die 1960s, hy sê, jong, God is so liefdevol, so genadig, hy sal nie verbaas wees, as hy die dag doodgaan, en hy kom in die hemel, en hy sien almal is daar. Oor nou, een teoloog het probeer verduidelik, nee, ons moet hoop, dat alle mense eendag in die hemel kom. Oor party is dit moeilik om te glo, nee, maar hoor nou die mooi manier, hoe Christene moet dink, ek kan nie vir iemand die hel toewens nie. Ek kan bid dat God genadig sal wees om alle mense te red, net soos wat hy my red. Wat maak my nou beter? Hoekom sal ek nou nie die een wees wat met hel toe gaan nie? God gee genade en liefde, ook vir elkeen van ons. So, okay, dis 'n manier hoe mens moet dink. Nou, is daar iets soos die hemel en hel? Kom ons probeer dit nou net vir mekaar sê. Is daar iets soos hemel en hel? Wel, ek hoor nou baie keer party mense sê, ja, ek ken iemand wat vir 'n operasie was en hulle het by die dood omgedraai en toe hy terugkom, toe sê ek het die lig gesien, ek het die hemel gesien. Goed, wonderlik, het is seker nie onmoontlik nie. Ek ken niemand wat in die hemel was en teruggekom het nie. Ek persoonlik ken niemand so iets nie. Maar kom ek sê die antwoord klinies, wetenskaplik dan nou. In ons geloofsraamwerk is daar ruimte dat iets soos die hemel bestaan. Maar jy hoor nou, dis 'n mensgemaakte konstruksie. Die hemel is iets wat ons as mense uitgedink het. Nêrens het ons 'n goddelike openbaring wat sê, dis hoe die hemel gaan wees nie. Daai prentjie is mensgemaak. Ons het in ons geloofsverstaan, is daar ruimte om te aanvaar. Daar is iets soos die hemel. Maar hoe lyk dit? Hoe lyk dit? En dan moet mens vra, wat sê die Bybel? Wat sê die Bybel? 1 Tessalonisense 4. En jy kan nou rustig hierdie gedeelte weer by die huis gaan lees, maar die punt wat hierdie 1 Tessalonisense 4 wil maak is, die dag as jy doodgaan, en hoor nou, die woord hemel en hel word nie hier gebruik nie. Wat daar staan is, as jy dood is jy by God. Net dit. Waar weet ons nie, hoe, ek weet nie. Maar die troos is, wanneer ons sterwe, wat sê vers 14, wanneer ons doodgaan, wanneer ons te sterwe kom, neem God ons na hom toe. En dis die einde daarvan. Wat die gedeelte ook verder sê is, met die eindoordeel sal lewendes en dooies verantwoording moet doen oor hulle bestaan. En dan sluit hy af met vers 17, so sal ons altyd by die Here wees. Dis genoeg troos vir my. Hoe die hemel lyk, of daar koeltebome, of dit wilgerbome, of dit daar 'n waterstroom is wat soos die Vaalrivier lyk, ek gee nie om nie, solank ek by die Here is. Jy kan nou hoor, dis wat Tessalonisense vir 'n mens wil leer, né? Ons kan ons uitverkoop aan prentjies en idees en wyshede wat mense kwytraak. Gaan kyk bietjie by koemboeke, hoeveel ouens skryf oor hoe lyk dit in die hemel en die hel. As jy dit wil glo, is dit reg. Vir my is hierdie genoeg, solank ek by God is. Dis wat die Bybel sê. Ek weet nie hoe dit gaan lyk nie. Ek weet nie of dit anders gaan wees as hier op aarde nie. Ek weet nie, solank ek by God is, dan is ek ook tevrede. So jy hoor nou hierdie troos. Maar nou is ons dilemma, en hiermee nou aan die een kant, ja, hierdie is 'n wonderlike vers om aan vas te hou, 1 Tessalonisense 4. Maar die Bybel praat op verskillende maniere oor lewe en dood, hemel en hel. Iets soos Prediker, gaan lees gerus Prediker 3 vers 19 weer. En nou sê daardie vers 'n vreemde ding. Hy sê, jong, mens en dier deel dieselfde lot. Dooies weet nie eers hulle is dood nie, sê Prediker 3. En nou sluit hy ons nou af met die bekende gedeelte in Prediker wat sê, en hier kom dit ook alles tot niks. Nou Prediker klink vir ons pessimisties, maar hy wil probeer sê, jy kan oor niks seker wees nie. Jy kan nie sê, dis hoe dinge gaan wees en voorspel, so gaan dit werk en lyk nie. Dis nie dat Prediker 3 sê, as jy doodgaan is jy so goed soos 'n dier, jy gaan dood, poeps, klaar, is verby, oor en verby. En daar is baie Joodse skole, wat aan daai Prediker 3 teks vashou, deur gewoon te sê, in die Joodse godsdiens, as jy dood is jy dood, sorry, dis einde.
Dis soos Monopoly, game over. Daar's niks verder nie. Sorry, jy kan maar oppak en huis toe gaan. As jy dood is, is verby. Daar's niks ander kan nie dood nie. Op grond van 'n interpretasie van Prediker 3. So dis baie moeilik. Hier in Tessalonisense kry ons ten minste nog 'n Nuwe Testament interpretasie van gelowiges wat sê, as jy dood is, dan is jy by God. Okay, dis meer as wat Predikers sê. So jy hoor nou die Bybel praat op verskillende maniere, eenvoudig van is menslike pogings om te probeer sin maak vanuit hulle konteks. Hoe moet ons dink oor hierdie goed? Kom ons praat kortliks oor die hel. Ag, dis 'n simpel plek om oor te praat, né? Die hel, hoe moet ons daaroor dink? Die hel, hierdie prentjie het nou nie mooi gekom nie, maar dit wil allerhande onplesierigheid uitbeeld met 'n warm plek en swaal en brand en alles. Maar weet jy, die hel word voorgestel as 'n plek in die buitenste duisternis, 'n plek van pyn, 'n plek van ongerief, van straf waar veroordeelde mense moet wees. En spesifiek kry ons verwysing in Lukas 16 byvoorbeeld. As mens daar 'n verhaal kry, hoor mooi 'n verhaal. Dit is nie 'n dagboek inskrywing nie. 'n Verhaal van Lazarus en die ryk man. Jy ken mos nou daardie verhaal. Lazarus, die arm ou wat bedel sit voor die hekke van die ryk man, en dan gaan albei dood, en dan die volgende oomblik vertel die verhaal, so hoe lyk dit toe nou toe hulle doodgaan. Lazarus, lees ons, is in 'n plek waar ander gelowiges is, soos Abraham. Daar is hy saam, is Lazarus. En nou lees ons die vreemde in vers 28, die ryk man eindig op in die doderyk, Sheol, die doderyk, die plek onder die aarde, niks van hel nie, in die doderyk, en wat daar vertel word is 'n plek van pyn. Dis wat staan in Lukas 16 vers 23, plek van lyding. En nou is die interessante, lees mens in die verhaal is die klem, die ryk man staan in hierdie onplesierige plek waar hy is, en hy sien vir Lazarus. Hy sien hom. En hy sien hoe lekker dit daar is, en hy beleef sy eie onplesierigheid. En nou weet hy kan nie aan daai kant kom nie, want sê Lukas 16 vir ons, daar's 'n diep kloof tussen die twee. 'n Onoorbrigbare kloof tussen waar Lazarus is en die ryk man is. En dan sê die ryk man, dis vir my baie swaar hier, ek wil tog ander mense dit spaar. Stuur iemand na my broers wat op aarde nog lewe. En dan sê Abraham vir my, hulle het Moses en die profete, hulle moet maar daarna luister. Niemand van hier af gaan soontoe nie. Om te beklemtoon, niemand uit die doderyk kan na die plek van die lewendes, die middelste laag, kom nie. Jy kan nie reis tussen die hemel, aarde en die doderyk nie. Net God kan. Mens kan nie. As jy dood is, is jy dood. Jy is in die doderyk. Jy kan nie weer terugkom na die plek van die lewendes toe nie. Nou wat sê Lukas vir ons? Wat sê hy oor die hel? As mens nou daai beeld moet vat, lyk dit of dit op dieselfde plek is, net 'n kloof tussen dit is. So jy hoor nou, dan maak daai deel van die hemel is daar bo en die hel is daar onder, maak dit ook nie eers sin nie. Weereens 'n poging om te probeer verduidelik, hoe gaan dit wees? Die hel klink nie 'n lekker plek nie. Die hemel klink toe nou nie soos die paradys nie, al wat ons weet is Abraham is daar en dis okay. So mens moet hoor, né, pogings om ietsie te verduidelik. Daar is 'n verskil wanneer mens doodgaan. As jy nie reg leef nie, moet jy weet daar gaan gevolge wees. Wat sê vanoggend se preek, as jy krom en skeef leef, né? Of hoe Dr. Christoen al my ook al mooi verduidelik, daai smalle en breë weg, almal het seker daai mooi prent wat almal se voorhuise gehang het op die plaas, né? Smal weg, ja, dit is die reguit lewe. Die breë weg, dit is nou daai krom en skeef, né? Die gevolge van daardie leefwyse. Die hel of die hemel. Pogings vir mense om te sê, nou, hoe leef jy nou? Hoe leef jy nou? Kom ons gaan net weer terug na die troos toe. Die troos. 1 Tessalonisense 4, hoe lyk daardie troos wat ons het? En dis nou die laaste woorde wat ek vir u kan sê, as u nou vra daaroor sou hê. Die onsekerheid oor hoe dit gaan wees, gaan ongelukkig bly. As jy nou vanoggend gekom het om sekerheid te kry, ek weet nie hoe dit gaan wees nie. Al wat ek met sekerheid vir u kan sê, is ja, ons gaan doodgaan. As gelowiges het ons hierdie troos, sê 1 Tessalonisense 4, ons sal by die Here wees. Dis al wat ons met sekerheid kan sê. Daarmee saam 1 Johannes 4 wat vir ons sê, julle hoef niks te vrees nie. God se liefde verdryf ons vrees, ook vir die oordeelsdag. Dan sal ons ook ons eie dood dalk nie as 'n bedreiging beleef nie, maar juis ook iets van God sal sorg. Hoe ook al, God sal sorg. Okay, daarmee wil ek nou amen sê, sonder dat dit vir my nou geklink het of ek iets gesê het. U is baie welkom as u vra het, as ek enigstens die antwoord ken, sal ek dit probeer antwoord. Dankie.
neuroscience, as jy stres het en jy skryf kortisol akkumuleer in vlees, kan dit jou kanker gee of so verder gaan. So jou liggaam en sinusstelsel. En die ander ding is die aarde is oorbevolk, daar's 8 miljoen mense. Ons kan nie die hemel oplig bevolk. Ons kan nie opstaan, dit is net afgodiese, maar dat ons wat goed doen. Ja, baie dankie. Ja, u weet nou dat die Jehovah getuies het 'n oplossing. Daar's net 144.000 sitplekke in die hemel. Nou, en as mense met hulle daaroor praat, dan sal nie maar julle verstaan verkeerd, daar's verskillende verdiepings. Maar okay, nou ja, Petrus sê ons weet ons leef in 'n ander wêreldbeeld. Dis hoekom ek so veel klem plaas op ons konteks, né? Hou in gedagte. Die maniere wat ek hier verduidelik is hoe mense oor eeue vanuit 'n bepaalde konteks daaroor gedink het. Ons dit 'n ander wêreldbeeld, 'n wetenskaplike wêreldbeeld. So dit bly vir ons net so duister. Dis die punt, né? Nog vrae, nog opmerkings, jy's baie welkom. As ja. Weet jy, dit is 'n goeie vraag wat baie mense sou vra. Gaan ons mekaar herken die eendag as ons dood te gaan? In die tweede gedeelte sê net weer. Ja, kan mense uit die doodryk ons nou hier nog beïnvloed? Weet jy? Ek wil nou die simpel antwoord gee. En dis nou ook 'n vraag. Maak dit enigsins saak? Maak dit saak. Gaan ons mekaar herken as ons eendag in die doodryk is? Maak dit saak. Vir my vind ek, en dis nou 'n simpel antwoord, nee. Maar die punt is wat ek daarmee wil maak is, ons gaan by God wees, my liewe land. Dis vir my belangriker asof ek mense gaan herken. So dis nou my reaksie. Ek kan nie met sekerheid sê of ons mekaar gaan herken nie. Wat mense hoor as Paulus praat in 1 Tessalonisense sê ons gaan met 'n verheerlikte liggaam opstaan, bedoelende, en hy gebruik die woorde 'n herskepping, dit wil sê ons gaan oorgemaak word, gaan ons dan in hierdie nuwe liggaam mekaar nog herken. As ek na Paulus moet luister, herskepping klink vir my dis totaal en al nuut word, so ek twyfel. So dit sou nou waarskynlik Paulus se reaksie wees, ons gaan totaal en al nuut gemaak wees. Ons gaan nie mekaar herken nie, maar dit gaan ook nie nodig wees nie, want ons gaan daar wees om God te verheerlik. So dis nou, okay, dis die eerste deel van die vraag. Tweede vraag, kan mense ons hier nog beïnvloed? Dis 'n vraag na die paranormale, na die okkulte, na die manier hoe die doderyk vandag ons lewens nog kan beïnvloed. Jy het gehoor die antieke wêreldbeeld was, hier is die plek vir die lewendes, hier is die plek vir die dooies, boos, die geesteswêreld. Net soveel sou mens kon vra, kan engele ons vandag op aarde beïnvloed as mense uit die doderyk ons beïnvloed? Jy sien nou ek beduie van bo na die aarde toe en van onder af na die aarde toe. Kan dit? Ek weet nie. Ek ken nie die reëls vir die heelal nie, maar ek weet alles is vir God moontlik. Behoort ons daaraan te steur? Nee. Ons advies lê by God. As ons iets wil weet, kan ons vir God vra. Deur sy gees lei hy ons. Moet ons die dooies raadpleeg? Ek dink nie dis nodig nie. Eenvoudig, ons het dan vir God om te vra. So dan maak mens meer van die dooies as wat God van hulle maak. So in daardie opsig, as dit moontlik is, dis seker nie onmoontlik. En daarmee bedoel ek wil die spasie ooplos. Miskien is dit moontlik as God dit so bedoel dat dooies met mekaar, met lewendes kan praat, dan is dit so. Maar ek gaan nie met 'n dooie wil praat as ek met God kan praat, eerder nie. So dit sou ek dink nou my reaksie wees. Nog vrae, nog opmerkings, jy's baie welkom. Almal gemaklik. Ja, ek hoop jy is gemaklik nie, want dit is nou tipies soos daai dominee wat by die katedese klas opdaag en vir hulle vra, goed, wie van julle wil hemel toe gaan? En die hele klas steek hulle hande op en hy sê wie wil nou gaan? Ons hande dadelik aan. Nee, so okay, nou ek kan hoor as ek nou vir die vra of jy tevrede is, dan jy nou dieselfde reaksie. Nou nee. Baie dankie dat jy gekom het, dankie dat jy geduldig geluister het. Dalk het ek meer vrae gelaat. Ek het probeer vanuit die Bybel gewoon antwoorde te gee wat ek hoop ons in ons alledaagse lewe sou help. Baie dankie. Net om voor de advertentie